Romeine 6 vers 18 sê Paulus dat hy God dank dat die gelowiges in Rome van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen. Paulus was dus baie dankbaar oor God se kragtige werk in hulle lewe en hy sê dit vir hulle om hulle daarmee aan te moedig om God nog meer in hulle lewe te laat werk. Wat doen jy as jy sien dat die Here aan die werk is in iemand anders se lewe? Maak dit jou opgewonde om God se werk in iemand anders se lewe te herken. Dit gebeur so baie dat mense wat die Here vind en na die Here draai, hulle hele vriendelike kring verloor en dat daar baie lelike aanmerkings oor hulle gemaak word. 2 Korintiërs 12 vers 19 sê dat alles wat ons as gelowiges doen, in belang van die geestelike opbou van die ander gelowiges moet wees. Ons is saam die liggaam van Christus. Ons moet na mekaar kyk, mekaar opbou en help om Christus met al groter toewyding te dien. Daarom, as ek sien dat die Here in iemand se lewe begin werk, moet ek God se werk erken, die Here dank en ook bid vir daardie persoon, dat die Here al kragtiger in hom of haar sal werk. Ek wil tog nie deur die duiwel gebruik word om deur dit wat ek doen of sê, God se werk tot stilstand te bring nie. Wat maak jy as jy sien dat die Here besig is met iemand? Bid en ondersteun jy die persoon in liefde en met gebed? Of kies jy om God se werk tot stilstand te probeer bring deur wat jy sê en doen? Onthou, my woorde en dade kan bou of breek. Wat doen jou woorde en dade? Bou dit of breek jy af?